Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Aftak, kort verhaal geskryf deur La Kilian. 'n hele rumoer en lawaai kom van aftakbaar af. Anelda slaan haar deur toe. Genoeg is flippend genoeg. Sy storm die laaste paar trappe by die woonstelblok af en stap vasberade na aftak toe. Dit is elke Vrydag aand se storie dat die rugbyklub se manne bymekaar kom na hulle oefening. Sy trap in, glasstuk net voor sy die bar instorm, maar sy is so kwaad dat sy dit nie agterkom nie. In die deur staan sy stil om te kyk of sy die eienaar kan sien. Hy staan by 'n groep manne en die een lag harder as die ander. Soos wat sy dieper instap word dit al hoe stiller en koppe draai om na haar te kyk. Party grinnik en party glimlag breed. Sy begin stadiger loop en frons. Wat die hel kyk hom my so aan, het hom nog nooit vroumens gesien nie. Stefan hoor die stilte wat sy bar nou oorheers en sy oë soek outomaties vir die oorsaak daarvan. Sy frons verander eers na ongeloof en dan verskyn vermaaklike glimlag op sy gesig. Anelda sien dit en dit laat haar bloed nog meer kook. Neem jy geen ander mens in jou samelewing in ag nie, Stefan? Stefan grinnik en bekyk haar stadig van haar kroontjie na haar klein toontjie. Anelda vat selfbewus aan haar hare en sy besef sy lyk seker wind verwaai, met haar hare wat seker elke rigting staan van die slaap. Daar is mense wat nog moet werk môre. Ek dink dit is regtig onbedagsaam van jou om jou plek oop te hou tot weet nie wat se tyd in die oggende nie. Stefan lig sy wenkbroue en Anelda voel gefrustreerd. Sy stamp haar voet soos kleintjie op die vloer. Imf is al wat sy uitkry. Een van die manne by wie Stefan gestaan en gesels het, gooi sy arm om Stefan se skouers en kyk Anelda op en af. Sy oë blink en sy hou glad nie van die uitdrukking op sy gesig nie. Jou Stefan, ek het gewonder wanneer gaan jy behendig kom en vir ons bietjie skry om na te kyk. Nie sleg nie, my ma. Stefan kyk na Anelda wat nou rooi in haar gesig is. Sy is beeldskoon met haar lang bruin hare wat wild oor haar skouers hang. Vel so sag en haar bokkie oë wat blink van woede. Of is dit trane van frustrasie wat hy sien? Hy kyk na die man langs hom en skud sy arm van sy skouers af. Hy draai om en loop weg, met sy vuiste wat hy oop en toe maak om homself in te hou. Stefan, ek praat met jou. Hy ignoreer haar en stap net vinniger. Anelda wil hom nog agterna sit, maar die manne maak haar pad toe. Sy kyk om haar rond met frons. Hulle staan en kyk na haar of sy stuk bloubilstyk is op die braaier. Hoe lyk dit my poppie? Wie van ons gaan die gelukkige een wees? Haar mond val oop en nog voor sy iets kan sê, tref vuis die man dat hy teen die bar vassteier. Sy kyk na Stefan met groot geskokte oë. Die bar is toe. Sie, sluit asseblief vir my. Ek sal môre opkas. Hy draai om na Anelda en gooi sy baadjie oor haar skouers. Sy trek die baadjie stywer om haar skouers terwyl hy sy arm om haar skouers sit en haar saggies na die deur toe stoot. Dit was regtig nie nodig om hom te slaan nie, Stefan. Ek kan sulke mans hanteer. Hy lig sy wenkbroue en gee sagte glimlag. Die koel luggie buite die bar laat haar ril. Ek twyfel nie in woord wat jy sê nie, my meisie, maar met uitrusting soos joune het ek nie keuse gehad nie. Anelda gaan staan stil. Wat is Haar oë rek groot en sy word rooi soos tamatie. Sy slaan haar hande oor haar gesig. Sy het nie gedink wat sy doen nie, toe sy in woede uit haar woonstel gehardloop het nie. Stefan kyk na haar waar sy staan in eina kort broekie en deurgewaste hemp. Hy het al lankal oog op haar gehad en het nog heeltyd gehoop dat sy met die lawaai Vrydagaande hom sal kom stilmaak. Man kan mos nie net aan meisie se deur gaan klop en sê hy wil haar beter leer ken nie. Magtig hy sou nie in sy wildste drome kon raai dat sy so perfek is en man se bloeddruk so die hoogte kan laat inskiet nie. Hy vat haar hande saggies voor haar gesig weg en trek haar in sy arms toe hy die verleentheid en vernedering in haar traanbelope oë sien. Hy stap saam haar na haar woonstel toe.
Anelda het nog nooit in haar lewe so verkleineerd gevoel nie. Dit is net nagmerrie. Ek sal nou wakker word. Stefan begin lag. Ek moet sê, jy weet hoe om indruk te maak, my meisie. Sy kyk met moordende blik na hom. Stadig maar verseker versprei glimlag oor haar gesig en die twee begin kliphard lag. Woonstel deur gaan oop. Sê, daar is mense wat probeer slaap. Hulle kyk na mekaar en proes van die lag. Ongemaklike stilte volg. Anelda maak keel skoon. Wil jy inkom vir koffie? Stefan gee sagte glimlag. Dit is een manier van doen wat hy nie aangedink het nie. Dit sal lekker wees, dankie, na al die moleste wat jy gemaak. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.